julle en welkom by vandag se oordeenking waar ons gesels oor vars blik op die hede. Nou 'n mentor van my het eendag vir my gesê nadat ek hom vertel het hoe all over the place, hoe de mekaar ek soms is. Hy sê vir my probeer altyd om in jou hart en jou kop te wees waar jou voete is. Probeer altyd om in jou hart en jou kop te wees waar jou voete is. En al sukkel ek steeds om dit ten volle reg te kry, is dit vir my 'n sterk uitnodiging tot teenwoordig wees. Voluit teenwoordig wees. By net dit waar jou voete nou is. Jy kan in elk geval nie op 'n ander plek wees as waar jou voete is nie. En dis hy uitnodiging nie met jou voete in 'n koffiegesprek te sit, terwyl jou kop en hart eintlik op 'n ander plek is nie. Ons ken die ou verhaal van ons vriend Jakob in die Bybel, wat nie in hart en kop was, waar sy voete was nie. En hoe hy amper 'n ontmoeting met die lewende Here gemis het, omdat hy nie daar was waar sy voete was nie, sy hart en sy kop was elders. Ons ken die verhaal van Moses, wie onbewus was van die teenwoordigheid van God, en amper die brandende bos misgekyk het. Weereens, hy was nie waar sy voete was nie. Hy was nie in sy hart en sy kop waar sy voete was nie. Ons weet ook in ons eie stories, hoeveel kere daar iets van die goddelikheid versteek was in die doodgewone, in die hede, maar ons was nie heeltemal by nie. Ons was te behep met die dinge wat nie in die hier en nou is nie. Nou dit was Elizabeth Barrett Browning wat gesê het, "Earth is crammed with heaven, and every bush is aflamed with God, but only those who see take off their shoes." Elke bos het die aktiwiteit van God, en net die wat kyk, die wat se oë op die hede gefokus is, trek hulle skoene uit en besef dat die grond heilig is. En wat sy bedoel is dat God se teenwoordigheid, daai oomblik waar die hemel en die aarde bymekaar kom, waar baie teoloë dit noem 'n thin place, die dun plek, daai plek, wat sy bedoel is dat die aarde vol van God is, maar mense sien dit nie raak nie. Hulle sien nie God raak nie, hulle sien die wêreld slegs uit hulle dualistiese siening van sekulêr en geestelik, van God is by die kerk en nie by die werk nie. Mense sien God nie op die onverwagse plekke nie, omdat hulle fokus, hulle aandag, hulle energie word op allerlei goed geplaas, behalwe op die God wat hulle nooi, kom na my toe, waar jou voete nou is. En die teenwoordigheid van God is altyd, die heiligheid van God is altyd te vind ook in die hede, in die alledaagse. En dit is sodat ek en jy daagliks lewe en besluite maak asof God nie heeltemal deel is daarvan nie. Ons pak uitdagings aan asof God nie in daai oomblik by ons is nie. Ons lewe nie asof ons op enige tydstip bewus kan word van God se krag in ons lewens nie. Nou, juis in die storie van Jakob in Genesis 28, vers 16 tot 18, kry Jakob die belewenis waar die hemel en die aarde mekaar in 'n heilige, amper doodgewone oomblik ontmoet. Hy lê in die oopte op 'n doodgewone plek met sy kop op 'n klip, en die hemel ontmoet hom in daardie oomblik. En hy uiter die volgende woorde in die Engelse vertaling, sê hy, "Surely the Lord is in this place, and I did not know it. How awesome is this place! This is none other than the house of God. This is the gate of heaven." Nou, om 'n vars blik op die hede te hê, is om aanhoudend met die wete te leef, dat daar heilige oomblikke reg rondom my aan die gebeur is, wanneer ek werk toe gaan, wanneer ek in die kar sit, wanneer ek by die Checkers se counter staan, oral is daar heilige oomblikke. Ek moet net my oë oopmaak. Ek moet toelaat dat die goddelikheid deur die doodgewone breek. Ek moet toelaat dat 'n klip omskep kan word in die huis van die Here. Ek moet toelaat dat ek met my hart en my kop wees waar my voete is. Ek kan nie met my hart en kop in die verlede wees terwyl my voete in die hede is nie. Dis juis hoe ek God in die doodgewone miskyk, want ek is nie waar God
tans is nie. Ja, ons sê gewoonlik God is die God van gister, hy is die God van vandag, hy is die God van môre. Maar ek moet leer om myself te berus dat hy die God van nou is. Nie net van vandag nie, hy is die God van nou. En ons lewe tans in 'n samelewing wat so honger is vir die bonatuurlike. Honger is om die wonderwerke na te jaag, dat ons nie altyd God probeer soek in die hede nie. Ons soek hom in die spectacular. Ons soek hom in die toekoms. Ons soek hom in dit wat nog moet kom. Julle onthou daai frase, the best is yet to come. Maar die beste manier om God te beleef is nie in the best that is yet to come nie. Die beste manier om God te beleef is in the best that is now. In sy bewuswording van die heiligheid van God is Jakob se belydenis so waar. Die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Moenie vandag in jou doodgewone lewe moenie God in die nou mis nie, want jy soek hom in dit wat nog kom. Kom ons bid saam. Lewende God, dis my gebed dat ons 'n vars blik op die hede het deur u aangesig te soek in die nou. Nie in dit wat daar voor lê, nie in dit wat hier agter lê nie, dat ons u aangesig sal soek in die nou. In Jesus naam alleen. Amen.